Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek weet nie of julle ek het al die ervaring gehad dat mens beplan vir iets, jy het 'n verwagting van iets en dan draai dit nie uit soos wat jy gedink het nie en dan is daar groot teleurstelling. Daar's baie dinge in die lewe wat ons as voorbeeld kan gebruik. Ek sou die huwelik as 'n voorbeeld kon gebruik, maar ek gaan eerder nie vanoggend daai risiko loop nie. So ek gaan eerder vakansie as 'n voorbeeld gebruik van iets wat mens het so 'n hooping van iets en dan op die einde stel dit jou teleur. Maar in die lange duur is dit baie beter vir ons om die realiteit te proe. En so in die laat 90's het ek en 3 vriende Europa toe gegaan. Ons het nie baie geld gehad nie. Ons het regtig nie genoeg geld gehad vir die vakansie wat ons wou aandurf nie, maar ons het 'n plan gehad. Ons plan was ons gaan 'n Eurail kaartjie koop. Nou Eurail kaartjie wat geldig is vir 'n maand op enige trein. Het ons gedink op baie stadium, ons het nie besef daar's seker goed wat jy moet bespreek nie, maar is 'n kaartjie wat geldig is vir 'n maand lank en so ons plan was om elke aand op die trein te slaap en dan so heen en weer oor Europa elke aand en dan hoef ons nie verblyf te betaal nie en dan kan ons geld hê vir kos. En so dit was ons plan. Nie 'n great plan nie. Maar ons was nie die enigstes met die plan nie, was vir my baie duidelik toe ons daar aankom. Toe ons daar aankom, elke aand hier rondom 9:00 raak die treine baie vol. Want baie jong mense van reg oor die wêreld het dieselfde plan gehad. En so ons slaapplek het by tye 'n staanplek gewees. En so dit het nie so great uitgewerk. Dit was een van ons planne. Ek het net een ander plan vir daai maand wat ons daar was gehad. En dit was eintlik maar ek het nie so baie geweet nie. Ek wou net graag Venesië sien. Venesië was die ding wat ek gedink het die plek in die wêreld is. Ek het gedink dit is so mooi en dit is so romanties en ek dink ek het iewers in 'n James Bond fliek gesien dat hy daar was en ek het gedink dit sal voel soos James Bond om in Venesië te wees. Ek het net gedink dit is 'n perfekte, absolute idilliese plek. Nou die realiteit is dit was nie. Toe ons daar aankom het niemand het vir my gesê, kyk ek was heeltemal totaal naïef. Niemand het vir my gesê die kanale dit stink so dat jy by tye moet wegloop en wind op moet kom van die kanale. My gesê die mense is luidrigtig en die plek is vol nie. En ek het regtig nie geweet mekaar kan bots in so 'n mate dat jy almal is onvaar. Niemand het vir my gesê die pizza is onbekostigbaar nie en niemand het vir my gesê die pizza is boring. Die pizza is net kaas en tamatie en 'n broodjie. Nie besef nie. En so my teleurstelling was ongelooflik groot. Ek was regtig teleurgesteld oor ek het die hoë verwagting gehad het en die plek het nie heeltemal aan die standaarde voldoen nie. Dit was nie hemel op aarde nie. Soos wat ek voor. Nou ek dink baie keer is ons so teleurgesteld in die Christenlewe ook. Ek dink ons het baie naïewe verwagtinge baie keer van die Christenlewe. Ons verwag dat dit hemel op aarde moet wees en gaan wees. Ons verwag nie swaar kry nie. Ons sien oralster in die Bybel is daar tekens van swaar kry, maar ons dink nie dit gaan reg op ons van toepassing wees nie. Ons dink nie dat as die Bybel soveel keer mense aanmoedig om in swaar kry te volhard, die Bybel na ons verwys nie. En ek dink ook die Bybel, ons mis baie keer wat die Bybel sê oor blydskap. So vanoggend wil ons kyk hoe ons binne gemeenskap deur geloof lewens van blydskap kan lewe. En ek dink ons moet keer hoe 'n prominente ding blydskap in die Bybel is. En so ek gaan vir ons net 'n paar versies opsit net om ons 'n idee te gee van hoe sentraal blydskap tot die Christenlewe staan. Pieter, as jy vir ons daar Nehemia 8 kan opsit. So hierdie is 'n Nehemia 8 is 'n insident wat gebeur het in die Ou Testament waar Esra die Bybel vir hulle gelees het. En hulle het geweldig oortuig geraak van hulle sonde en hulle het bitterlik begin huil. Die hele gemeenskap het bitterlik begin huil want hulle het oortuig van hoe sondig hulle was en hoe ver hulle tekortval van God se standaard vir hulle. En dan sê Esra vir hulle hierdie in 8 vers 9. Kyk hoe gemeenskaplik is hierdie idee. Gaan eet feestelike kos en drink soet drank. Dit aan hulle wie niks voorberei het nie, want hierdie dag is heilig vir ons Heer.
Moenie neerslagtig wees nie, want die vreugde van die Here, dit is julle toevlug. Of hoe dit in Engels gesê word, the joy of the Lord is your strength. Dis reg deur die Bybel is dit die getuienis van die mense van God, dat dit gekenmerk word, nie deur hartseer nie, maar deur blydskap. Selfs al is daar sondebewustheid, moet die lewe nog steeds gekenmerk word deur blydskap. Romeine 14 vers 7 is in die Nuwe Testament en daar praat hulle, dis 'n koninkryk gebruik. Koninkryk is nie 'n individu nie. 'n Koninkryk is almal wat onder God se heerskappy is. Almal wat onder God se beheer is die koninkryk van God. En Romeine 14 vers 7 sê die koninkryk van God is tog nie 'n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Sien weer gesamentlik blydskap in die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 20, die baie bekende vrugte van die Gees. Galasiërs 5 vers 20 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As ons weet, ons kan nie die vrugte van die Gees in isolasie in ons binnekamer uitleef nie. Ons kan tot 'n mate, maar eintlik het ons gemeenskap nodig om lief te hê en om sagmoedig te wees en om goed te wees vir ander en om getrou het ons gemeenskap nodig. En so die vrug van die Gees van blydskap word in gemeenskap uitgeleef. Die teendeel is natuurlik ook waar. Efesiërs 4 sê vir ons dat wanneer ons die gemeenskap seermaak, bedroef ons die Gees. Efesiërs 4 vers 29 sê, nie 'n enkele afbreekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskree en gelas saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing terwyl julle mekaar vergewe soos wat God in Christus julle vergewe. Ons mekaar seermaak, bedroef ons die Gees en roof ons onsself van die vreugde en die dankbaarheid wat vir ons beskikbaar is in die koninkryk van God. Die ding het nou gespring. Hier is 'n hele aantal bladsye missing. Dat is hy. Tegnologie is nie vandag aan ons kant nie. So blydskap vind sy uiting in gemeenskap. Laaste versie vir ons lees, Romeine 15 vers 13. Mag die God van hoop julle deur geloof met alle blydskap en vrede vervul. So weer eens net soos verlede week het ons gesien dat geloof dryf liefde, gemeenskap vorm. Hier sien ons geloof dryf blydskap wat die gemeenskap opbou. En so ek hoop dit is baie duidelik. Wat ek probeer doen met al daai verse is geloof lei tot blydskap binne gemeenskap. Dis wat ek graag wil hê ons moet sien. En so vanoggend die 1 Petrus gedeelte wil ek ons net wys 3 redes hoekom ons 'n gemeenskap is wat gekenmerk kan word deur blydskap. Net 3 redes hoekom ons lewens kan lewe wat gekenmerk is deur blydskap. Ek gaan hulle noem en dan gaan ons stadig na hulle kyk soos wat ons deur 1 Petrus werk. Ons sien in 1 Petrus wat ons het, kan ons nie verloor nie. Ons het vandag oor en oor gesing. Wat ons het, kan ons nie verloor verduidelik. Wat sleg is, gaan goed uitdraai. Wat ook al nou sleg is in ons lewens, gaan op die ou einde gaan goed uitdraai. En derdens, die beste kom nog. Die beste kom nog. So daar is die 3 redes om by hulle stil staan om te sien hoekom ons lewens gekenmerk word in gemeenskap deur blydskap. 2 vinnige dinge oor die konteks van 1 Petrus. Die eerste ding is in vers 1 kan ons sien hy noem hulle vreemdelinge en bywoners van die diaspora. Maar net eenvoudig, hulle is nie by die huis nie. Hulle soos ons is nie by die huis nie. Hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Hy sê dit later weer vir hulle in die teks. Hy sê vir hulle wees getrou, doen goed. Hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Eendag gaan ons by God wees en dan gaan ons gelukkig wees. Dan gaan ons nie meer swaar kry en trane en pyn ken nie.
Maar nou, in hierdie wêreld is ons vreemdelinge en bywoners en ons moet gewoond raak aan. En dan die tweede ding wat ek net graag wil hê ons moet vind in die 1 Petrus, soos wat ek in die ander versies probeer wys het. Hierdie ding skep van bladsy 8 na bladsy 3. En dan 10 toe. Okay. Okay. Ek gaan weer probeer saamvat. Die ding skiep nou die hele tyd. As iemand dalk weet hoekom 'n Kindle skiep of ek 'n boekmerkie of iets kan insit, kan julle my asseblief kom help om dit uit te sorteer. Maar anderster gaan ons moet konsentreer. Okay, so konteks, ons is besig met konteks. En Christus, hulle vreemdelinge en bywoners. Die tweede ding is hulle is 'n gemeenskap. So hy praat die hele tyd in vers 3 van ons. Hy sê in vers 3: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming met die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. So dis die twee goedes wat ons net moet onthou, soos wat ons met na 1 Petrus toe kom. Hulle is vreemdelinge en bywoners. Hierdie is nie hulle tuiste nie en hy praat met 'n gemeenskap. Right. Kom ons gaan kyk na die 3 redes, waarvan die eerste ene, 3 redes hoekom ons 'n gemeenskap kan wees wat deur blydskap gekenmerk word. Wat ons het, kan ons nie verloor nie. Nou, ons het dit 'n hele paar kere gesing dat van nature is ons vyande van God. Van nature is ons rebelle. Ons lewe nie vir God nie. Ons sondig daagliks teen mekaar en ons sondig daagliks teen God. En so van nature is ons in 'n hopelose posisie. Ons almal is op hierdie stadium van nature kyk ons na is 'n kwessie van voor God gaan moet staan en gaan moet rekenskap gee vir ons lewens. Ons gaan moet rekenskap gee vir elke selfsugtige optrede, elke liefdelose handeling wat ons teenoor mekaar, elke woede uitbarsting, elke rebelse gedagte teenoor God waar ons ondankbaar is teenoor hom. As ons moet eintlik vir onsself voorstel dat daar 'n opname in die hemel is wat elke ding waar elke skandelik vir ons skaam is, gaan ons eendag gaan in die hof van die hemel gewys word en ons gaan met rekenskap gee. En dis 'n probleem wat ons het. En so hierdie teks sê God het in sy groot ontferming Jesus gestuur en ons in Jesus 'n nuwe hoop hê, 'n lewende hoop hê gevat. Op die kruis het Jesus elke een wat in hom glo se opname gevat en gesê sit dit op my. Straf my sonde sodat hulle nou in 'n vrye verhouding met God kan wees. En so dit is wat ons nodig het om te verstaan, soos wat ons na vers 3 toe kom. Ons is van nature vyande van God. Maar ons status het deur geloof geweldig en radikaal verander. Ek gaan vir ons 3 lees en ek gaan dit stadig lees sodat ons kan sien dit wat ons nou het. Dit wat ons nou het wat ons nie kan verloor nie. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Hoop op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet of verwelk nie, wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. En so ons het nou die hoop. Deur geloof het ons 'n lewende hoop, iets wat ons nie kan verloor nie. Ons het 'n lewende hoop en ons is verwek tot nuwe lewe. Die Gees woon nou binne in ons en ons is nie meer dood geestelik nie, ons is nou lewende geestelik. Dit is ons nie kan verloor nie. Dit is iets waaroor ons daagliks kan dankbaar wees en bly wees. Maar ek dink ons sukkel baie keer. Ons sukkel baie keer om dankbaar te wees. Ons sukkel baie keer om bly te wees daaroor, omdat dit nie 'n realiteit is vir lewe nie. Ek dink ons lewe baie keer vir die hier en nou. Ek dink ons lewe vir goeders wat wel kan besmet word en wat kan verwelk. Ons lewe baie keer vir sukses en vir geld en vir plesier en dis 'n klomp dinge wat ons hoër op die prys stel as dit wat ons het in Jesus, die lewende hoop wat ons het in Jesus. En daarom lewe ons nie met blydskap die Christen lewe nie.
So as jy dalk sukkel om met blydskap die Christenlewe te lewe, vra jouself dalk hierdie vraag af: waarvoor lewe ek? Lewe ek vir God of lewe ek vir hierdie wêreld? Lewe ek vir goedes wat kan verwelk met word? En dan is ons op 'n baie beter plek om te begin om ons harte na God toe te draai. Ek is redelik seker, in my lewe is dit in elk geval die ervaring, dat ons sukkel om dit in Jesus te waardeer as ons nie deur 'n periode van swaar kry gaan nie. Ons het baie keer 'n swaar kry nodig om wakker geskit te word, sodat ons dit maak kan waardeer. Sodat ons die nuwe lewe wat ons het en die lewende hoop wat ons het, nie in hierdie wêreld is nie, kan waardeer. En ek dink dit is soos wat ons deur swaar kry gaan, dat ons met verloop van tyd sterf tot die dinge van hierdie wêreld en ons hoop werklik op God sit, op iets wat ewig is, iets wat ons nie kan verloor nie, en iets wat nou reeds ons lewens kan vorm. En dis in daai hoop wat ons mekaar moet aanspoor. Dis in daai hoop wat ons mekaar nodig het as gemeenskap. Soos wat dinge swaar gaan en soos wat ons sukkel om blydskap te ervaar, mekaar kan wys na die kruis toe en kan herinner van die waarhede wat vir ons waar is. Ek het in die week met 'n vriendin gesels. Sy is 'n rukkie terug met kanker gediagnoseer en sy sê sy het glad nie kans gesien vir die chemobehandeling nie, want sy verstaan wat dit behels. En so sy het so met 'n smile vir my kom sê, daar was 'n ou dokter hier by Wilgers wat vir haar gesê het, mevrou, en hy het haar in die oë gekyk en hy het vir haar gesê, as jy nie die chemo kry nie, waarborg ek jou, jy is oor 3 maande dood. En sy sê dit was vir haar 'n moeilike ding om te hoor. En toe ek haar nou gesien het in die week, toe sit so rukkie na haar eerste behandeling. En sy praat nou met 'n smile op haar gesig en met dankbaarheid in haar hart, na haar eerste chemo. Want sy sê, sy is besig om dinge te leer wat sy nie geweet het nie. Sy is besig om te leer hoe die krag van gebed haar moed gee om dit te doen wat sy daagliks moet doen. Sy is besig rondom haar op 'n diep manier te leer waardeer. En soos wat sy die gemeenskap leer waardeer, is sy besig om te leer hoe om te midde van swaar kry, blydskap te ervaar. En soos wat ons, wat met haar gesels en wat na haar kyk, ervaar ons blydskap en bemoediging. Selfs al is dit met 'n traan in die oog. Want ons weet nie wat die uitkoms gaan wees nie, maar ons weet, dit wat sy het, kan sy nie verloor nie. Sien, ons is baie keer naïef oor die Christenlewe, ons dink dit gaan maklik wees. Maar ons het baie keer hartseer nodig om ons wakker te skud uit ons naïwiteit uit. Om ons te laat besef, hierdie wêreld is nie ons tuis, maar dit beteken nie ons daagliks met blydskap lewe nie. En so die eerste ding wat ek vir ons verwys in die 1 Petrus gedeelte is wat ons het verloor nie. Die tweede ding is wat sleg is, gaan goed uitdraai. Hoe kan dit wat jy nou in jou lewe beleef, wat sleg is, wat raar sleg is, goed uitdraai op die einde? Hoe kan ons dit met sekerheid sê? Kom ons kyk na vers 6 en 7. Vers 6 sê hieroor: al moes julle onlangs vir 'n kort rukkie deur allerlei beproewings bedroef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat kosbaarder is as goud, wat verganklik, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. So hoe kan ons met sekerheid sê dat dit wat nou sleg is goed gaan uitdraai? Wel, dit wat ons bedroef het, bewys die egtheid van ons geloof. Dis die eerste ding. Die eerste ding is ons hartseer. As ons opgee, dan weet ons was nooit regtig Christene nie. Maar as ons waarlik Christene is, gaan ons deur die swaar kry kom. Ons gaan weet ons geloof is eg. En dis kosbaarder as goud om te weet ons geloof is eg. Die tweede ding is, daai geloof wat soos goud is, raak suiwerder. Soos wat ons deur swaar kry en die egtheid van ons geloof word bewys, word ons geloof gerefine. Is 'n refiner's fire. Die dinge waaraan ons vashou wat nie suiwer is nie, wat nie deel van God se roeping is nie, brand weg in swaar kry en ons geloof raak suiwerder.
Daai vrou met wie ek gepraat het aanvanklik in vrees, het haar lewe raar gevoel asof dit uitmekaar het val. Sy sê vir my, haar huwelik het geweldig baie haar gemoed het gesukkel en haar verhouding met God het gesukkel. Maar soos wat haar geloof getoets is en sy gevind het dat sy nie opgee nie. En sy besef het, maar my geloof is reg. Dit wat sê ek glo ek, het haar geloof versterk en het haar geloof gesuiwer geword. En is sy nou op 'n plek waar sy met blydskap met ons kan praat. En dit is 'n ongelooflike ding vir die gemeenskap om te beleef en te sien. So haar geloof gee op hierdie stadium vir die res van ons wat haar ken moed, dat ons sien dat as haar geloof het kan maak deur so 'n moeilike ding, met ons geloof ook krag en ons almal. En ek hoop is duidelik dat haar geloof lei tot blydskap binne die gemeenskap. En so ons het swaar tye nodig. Ons het swaar tye nodig vir ons geloof om as eg bewys te word, maar ook vir ons geloof om gesuiwer te word. Die derde rede hoekom ons kan in die gedeelte kan sien dat dit wat nou sleg is, gaan goed uitdraai, is in vers 7. En dis 'n toekomstige. Vers 7 sê, dit wat ons nou beleef, gaan op die ou einde wanneer Jesus terugkom uitloop op lof en heerlikheid. En so, ons kan met baie sekerheid sê, dat dit wat op hierdie stadium vir ons, dit wat vir ons bitter moeilik is, gaan goed uitdraai. Want dit bewys die egtheid van ons geloof, dit suiwer ons geloof, en dit loop op die ou einde, wanneer ons by Jesus kom, uit op lof en heerlikheid. En ons sal baie bly wees wanneer ons by Jesus kom, en hy sê vir ons, wel gedaan, jy was dapper, ek weet dit was swaar, maar jy het nie opgegee nie. Kyk hoe het jy die egtheid van jou geloof bewys, kyk hoe jy die mense rondom jou bemoedig en blydskap ervaar, omdat die hoop 'n lewende hoop is wat jy beleef. En so, wat ons het, ons kan bly wees, want wat ons het kan ons nie verloor nie, wat sleg is, gaan goed uitdraai, en laastens, die beste kom nog. Die beste kom nog, kom ons lees vers 8 en 9. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nie nou nie, glo julle en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. So, wat Petrus hiervan praat, is die normale Christenlewe onder geweldige druk, bring iets moois uit ons uit. Dit bring 'n verhouding met Jesus uit ons uit, wat nie onder normale omstandighede daar is nie. En so hierdie onuitspreek en heerlike blydskap is soos wat ons die pad van geloof met Jesus stap. En ons vind hom getrou, en ons vind hom liefdevol en ons vind hom die ene wat voorsien, en ons is dankbaar dat ons iets het om te sien. Ons reeds nou deel in die verlossing van ons siele. Dan praat die Nuwe Testament op 3 maniere oor verlossing. Hy praat in die verlede tyd. So hy sê ons is gered en ons het 'n erfenis nou wat ons nie kan verloor nie. Hy sê ook ons word gered. En so ons is nou besig om gered te word, soos wat ons die suiweringsproses deurgaan en ons geloof versterk en ons meer soos Jesus word. En dan is daar laastens praat die Bybel van ons gaan gered word. Daar gaan 'n tyd kom wat ons nie meer die effek van sonde in ons lewens gaan voel nie. Ons gaan nie meer in 'n wêreld waar daar sonde gaan wees nie. Ons gaan by God by die huis wees. En ons harte gaan net oorloop van vreugde en dankbaarheid. En alles wat ons deurgegaan het in hierdie wêreld gaan sin maak. En ons gaan blydskap by God wees. En so die beste kom nog, want ons gaan nog na ons huis toe. Die beste kom nog. Die slegste ding wat met my en Willemien gebeur het in hierdie wêreld tot dusver. Trend bietjie meer as 3 jaar terug, net voor ons dogtertjie se 2de verjaarsdag, het ons dogtertjie toe ons op vakansie was van 'n leer afgeval en sy het op impak het sy skedelbreek gekry, sy het gekry, haar brein het gebloei, sy was verlam in haar linkerbeen. En
dit was lag die slegste ding wat nog ooit met ons gebeur het. Wat toegeet is iets wat vir ons geweldig dankbaar is. So teen die tyd wat ons by die hospitaal gekom het ons gehoor van mense reg oor die wêreld wat ons nie ken nie wat vir ons gebid het. En ons het gesien hoe die krag van gebed in ons, soos wat ons verander het, maar ook in die krag van gebed in ons dogtertjie se lewe. Sy het ons is van Groenkloof af Unitas toe gejaag om die neurochirurg daar te sien wat haar moes opereer, druk te verlaag op haar brein. Maar teen die tyd wat ons daar gekom het, het hy gesê hy kan nie 'n rede sien om te opereer nie. En so het een wonderwerk op die ander gebeur en binne 'n week het sy weer begin loop. En as julle nou hier buite sal julle sien dat sy loop nog steeds bietjie swaar. Skus, ek dink skiet van 5 na 22 toe. Sy loop nog steeds swaar, maar die wat haar ken sal weet sy loop nie eintlik baie nie. Sy huppel oralste waar sy gaan. En so na haar kyk en ons sien haar sukkel om te loop, dan raak ons baie hartseer oor wat sy verloor het. Maar dan is dit in God se genade word die hartseer word dan totaal uit 'n onuitspreeklike blydskap vir die feit dat ons haar nog het. Dat sy en elke liewe dag is dit 'n realiteit dat ons is dankbaar dat sy by ons is en dat ons haar het en dat sy gee vir ons ongelooflike vreugde. Maar sonder die seer sou ons nie die koneksie kon maak nie. Ons sou nie kon dankbaar wees op die manier vir die lewe wat God vir ons elke dag gee nie. En ons sou ook nie kon dankbaar wees vir ledemate wat werk. Ons sou nie kon dankbaar wees vir 'n gemeenskap wat vir ons gebid het nie. Daar's 'n klomp goeders wat ons nie voor sou kon dankbaar wees as ons nie deur die seer gegaan het nie. En so ons het seer nodig om in 'n groot mate wat daaraan betref lewens van blydskap te kan lewe. En ons is dankbaar vir die gemeenskap nou nog wat vir ons bid en ondersteun. En so ons is dankbaar vir wat ons het, maar dis nie. Die beste kom nog. Ons sien uit na 'n tyd wat ons saam met haar, ons vertrou Jesus vir haar verlossing en ons ander kinders se verlossing. En so ons sien uit na 'n tyd waar ons by die huis gaan wees in die hemel en waar ons nie meer hartseer of traan of pyn of kanker of fisiese terugslag gaan beleef nie. Ons sien uit na 'n tyd waar nie net ons liggame gaan beter werk nie, maar ons harte gaan beter werk. Ons sien uit om by God te wees en sy liefde te ken, nie deur 'n filter van sonde nie, maar op die diep manier wat hy vir ons lief is. En ons sien uit om hom lief te hê op dieselfde manier, omdat ons nie meer beperk is deur ons sonde nie. So uit die beste kom nog. Ek gaan vir ons afsluit. Die ding het nou gegaan, so ek gaan net vir ons afsluit. 1908 Europa toe. En ek was diep teleurgesteld, my naïewe, onrealistiese verwagtinge. En een van die goedes wat my gehelp het om nie my goed te vat en terug te gaan en op 'n iewers te gaan wag vir my vlug ter huis toe nie. Is die vriende wat saam met my was. Die vriende wat saam met my was het my gehelp om te lag. Ons het die een aand in Parys het ons ek kon nie op die trein kom, ek kon fisies nie op die trein. Ek het 'n backpack voor gehad, 'n klein daypack voor en 'n backpack agter. En ek het probeer indruk van die ander 3 was in die trein en ek kon nie inkom nie. En een van daai Franse het my net so gevat by my voorkop en my so uitgestamp. Gelukkig kon die deur nog steeds nie toe nie. My vriende het uitgeklim. En my vriend het, ek weet nie wat hy het reg gekry nie, maar hy het toe met so groot smile by ons aangekom. Want ons het toe na die trein gemis. Ons het nie plek gehad om te slaap nie. Toe het hy 'n waterbottel vir 'n stukkende 2-man tent geruil. En toe het ons 'n plek gehad om te slaap. En toe het ons nou die aand daar in Parys het ons in die tentjie opgeslaan. En ons het 4 van ons in die 2-man tent met 4 backpacks wat so aan weerskante was. So die 2 bodems was vol en dan was hy so dippie vir ons.
En so ons het met ons koppe op 'n backpack geslaap, ons voete op 'n backpack geslaap en ons het ons daypacks bo op ons gehad. En ons al vier het so sardientjies in daai tent gelê. En dit was amazing. Dit was so stikkend, en was so gebroken, maar dit was so lekker. Want ons het dit gemaak. Ons het die gebrokenheid van wat ons daar gehad het, was 'n avontuur omdat ons dit saam gedoen het. En dieselfde is waar van ons as 'n kerkgemeenskap. Ons het die vermoë om mekaar baie seer te maak. Ons het die vermoë om mekaar te leer te stel. Ons lewe in 'n wêreld is, hier is nie ons tuiste nie. Maar deur geloof en met God se genade kan ons baie blydskap beleef. Ons is geroep, ons is gemaak, ons is gered om blydskap binne gemeenskap te beleef. En God is ons genadig. Daar's 3 dinge wat ons moet onthou as ons lewens van blydskap wil lewe. Dit wat ons het kan ons nie verloor nie. Dit wat ons het in Jesus kan ons nie verloor nie. Dit wat nou swaar is, gaan goed. En die beste kom nog. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U getrou is. Ons dankie dat U ons nie toelaat om ons lewenslang naïef deur die lewe te gaan nie. Ons dankie dat U ons aan die hand vat en dat U ons deur moeilike tye en deur goeie tye vat sodat ons U beter kan herken. Sodat ons kan verstaan wat dit is wat ons in Jesus het. Dankie dat ons harte kan leer om werklik lief te wees vir U. Dankie dat ons harte kan leer wat dit is om 'n lewende hoop te hê. Dankie dat ons leer om U goedheid raak te sien en lewens van dankbaarheid te kan lewe. Vader, ons bid dat dit vir ons 'n realiteit sal wees. Help ons asseblief om nie vasgevang te raak in ons eie gebrokenheid en sonde nie. Help ons asseblief om na U te kyk. U ons hoop en ons krag te kry. En help ons om mekaar aan te spoor. Help ons om nie die gees in ons midde te bedroef nie, maar mekaar op te bou en lief te hê en geduldig te wees met mekaar omdat ons almal weet sondaars. Help ons asseblief, Vader, en ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.